Wees gereed. Vriende, hartlik welkom by ons volgende aandbijeenkoms van Pinkster. So, net 'n vinnige terugflits na 1 Tessalonisense 1 vers 9. Hoe julle omgedraai het na God, weg van die afgode om die lewende en die ware God te dien. En ons het vir mekaar gesê, ons eerste merker is om weg te draai. Maar wanneer 'n mens wegdraai, dan draai jy weg om te dien. En ons het vir mekaar herinner daaraan, alreeds in ons reeks, dat om te dien beteken dan om 'n slaaf of om 'n dienskneg te word. En dit gebeur op die terreine van liefhê, navolging of heilig leef. Maar vanaand voeg ons 'n volgende vers dan by ons sleutelvers, naamlik 1 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 10, en om sy seun wat hy uit die dode opgewek het, uit die hemel te bly verwag. Jesus, wat ons kom red uit die oordeel wat kom. En daarom noem ons hierdie tema vanaand, wees gereed. Maar die begrip om gereed te wees vir Jesus se koms is iets wat my van kleins af geïnteresseer het. Ek onthou hoe ek in my graad 8 jaar, tydens my hoërskooljare, my rugsak ergens neergeplaas het. En toe ek dit weer gaan optel, sien ek dat iemand het kwaadwillig met 'n koutjiepen daarop sommer net gekrap. Maar in plaas daarvan om 'n ander rugsak te koop, voeg ek daarop 'n plakker met die vraag: Jesus kom weer, is jy gereed? En dit het vir my die moontlikheid oopgemaak om met ander kinders in my klas met hulle oor geloofsekerheid te kon praat. Maar vanaand wil ek saam met jou uit 1 Tessalonisense hoofstuk 4 van vers 13 tot 14 saamlees. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Nou wonder jy dalk vanaand, maar wat lê dan agter Paulus se begrip van die ontslapenis? Toon, koi, mo, men, noon. Jy sien, vir Paulus is iemand wat dood is, iemand wat slegs slaap. So slaap is vir Paulus 'n metafoor waarmee hy nou kan verwys na iemand wat reeds gesterf het. Maar Paulus skryf aan mense wat die wederkoms so spoedig verwag het, dat hulle glad nie daarmee rekening gehou het, dat iemand in 'n gemeente te sterwe kan kom voor Jesus se wederkoms nie. En nou gebeur dit. Mense in 'n klein gemeente het gesterf. Nou treur hulle. Nie omdat hulle onseker is oor die redding van die gelowiges nie, maar omdat hulle uitgesien het so eendragtig saam met mekaar om te kan deel in die oomblik wanneer Jesus weer kom. Nou, Paulus se eerste oogmerk is dan om hierdie gemeente te troos met hierdie woorde. En dan lees ons in vers 13 die volgende woorde. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis nou gaan gebeur nie. Waarom nie? Want dan sal julle nie treur soos ander mense wat geen hoop het nie. Jy sien, Paulus sê, dit is aanvaarbaar om te treur. Dikwels dink ons in die lewe, ons moet maar net sterk wees. Ons moet maar net oor iets kom. Maar Paulus sê, dit is heel aanvaarbaar. 'n Mens mag treur, maar hy wil 'n mens help om dit te kan doen met hoop. Sodat jy nie treur soos iemand sonder hoop nie, maar juist kan treur soos iemand met hoop, oor iemand, oor 'n geliefde, wat in Christus gesterf het. Nou hierdie hoop is vir Paulus verbind aan kennis. Hy sê, ons begeer dat julle nie onkundig moet wees nie, in vers 13. So letterlik is dit nie net 'n geval van dat Paulus hulle wil hê, dat hulle moet graag nuwe kennis hê nie. Hulle begeer dit. So sterk is hierdie oortuiging vir Paulus, dat hy begeer dat hulle nie onkundig moet wees nie. Want as hulle nie oor die nodige kundigheid of die nodige kennis beskik nie,
dan kan hulle maklik in die slaggat trap om te treur sonder hoop. Nou wat behels hierdie noodsaaklike kennis vir Paulus dan, waarsonder die gemeente nie kan treur met hoop nie? Hy begin met 'n bepaalde belydenis. Hy sê ons glo. Ek glo, sê Paulus, saam met julle. Ons glo immers dat Jesus het gesterwe, maar hy het ook opgestaan het. En as dit die belydenis is waarin ons deel, op grond van daardie belydenis, sê Paulus, glo ons nog iets. Het ons 'n bepaalde verwagting. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. So die verwagting is, as ek glo dat Jesus het gesterf en opgestaan, net so kan ek glo dat God saam met Jesus die mense wat dan in hom gesterf het en in hom geglo het, dan na hom toe sal neem. Nou, waarom is die uitklaring dan noodsaaklik? Jy sien, die verwarring het daarby ingekom dat hulle gedink het dat as iemand nou sou sterf voor die wederkoms plaasvind, sou hy uitgesluit wees by die ervaring wanneer Jesus weerkom. En nou sê Paulus, nee, ons wat bly lewe, wat agterbly tot met die koms van die Here, sal die ontslapenis beslis nie voorwees nie. Want wanneer Jesus uit die hemel het afkom, en diegene wat in Christus gesterf het, sal dan eerste opstaan. En daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, saam met hulle Jesus ontmoet. So jy hoor hier, niemand word uitgesluit nie. As ek in Christus is, ongeag of ek lewe of ek sterwe, voor Jesus se koms, sal ek gereed wees. Maar wat is dan die troos wat Paulus vir hulle wil skets? Dit hoor ons in vers 17, wanneer ons saam met hulle in die wolke opgeneem word, om die Here in die lig te ontmoet, en so sal ons vir altyd by die Here wees. Nou, hier is die Griekse woord is arpagesofema, wat sê, julle sal opgeneem word. Nou, dit is in die passief hier geskryf, so dis heel moontlike verwysing na 'n goddelike passief. Want wie is die persoon wat die handeling hier uitvoer? God is verantwoordelik om die handeling uit te voer. Wanneer julle opgeneem sal word. So dis nie net 'n hoop nie, dis nie maar net 'n moontlikheid nie. Dit is 'n sekerheid, want God is die agent. Hy is die een wat dit doen. Hy is die een wat julle sal opneem. En dan, wat is die inhoud van die troos? As ek dan opgeneem word deur God, of sy handeling, dan is my troos daarin dat ek sal wees soen kurio esofema, saam met die Here. Dit is my troos, of ek lewe of ek sterwe, dat ek saam met die Here sal wees. En dit is die troos wat Paulus dan vir hulle wil skets. Wat is dan ons toekomsverwagting? Jy sien, dit hoor ons wanneer ons terugblaai na 1 Tessalonisense 1 vers 10 en om sy seun wat hy uit die dode uit opgewek het, uit die hemel te bly verwag. Jesus wat ons red uit die oordeel wat kom. Jy sien, Jesus se opwekking word die waarborg vir ons redding. Want ons sien hier, hon egairen, die een wat hy opgewek het, of ton riomenon, die een wat red. So, die een wat hy opgewek het en die een wat red, is dieselfde een. En sy naam is, in die Grieks, in hierdie sin, Jesun, Jesus. Jy sien, tussen hierdie twee sinne, net soos dit in Afrikaans lees, die een wat hy opgewek het en die een wat red, dit is dieselfde een, sy naam is Jesus. En wanneer ek verstaan dat die een wat opgewek is die een wat my red, verstaan ek dan op grond van sy opwekking, waarborg hy vir my die redding wat hy gee. Want jy sien, wat doen Jesus as hy red? Hy verwyder my, ektes orges, uit die sweer uit van die oordeel wat kom. Jesus is handelend om my uit die sweer van oordeel te haal, want hy plaas my in Christus. So wanneer ek in Christus is ek buite die oordeel. Maar wanneer ek buite Christus is ek binne in die sweer
van oordeel. En dan kyk weer 'n keer na hierdie woorde. Want jy vra dalk vanaand vir my, maar hoe kan dit gebeur dat ek dan kan seker wees? Jy sien, die woorde hon geiren, die een wat hy opgewek het. Dit is in die Augustus tydsvorm, want is afgehandel in die verlede. God het reeds vir Jesus in die verlede opgewek uit die doodheid. Maar dan hoor ons die woorde ton rio menon, die een wat red. Maar dit is nie woorde wat betrekking het op die toekoms nie. Dit is geskryf in die presens, in die teenswoordige tyd. Dit gebeur in die hede. Jesus is die een wat my in die hede kom ontmoet waar ek is. En wanneer ek my sonde bely, red hy my van die oordeel wat kom deur my in Christus te plaas. So op grond daarvan dat Jesus in die verlede reeds afgehandel uit die doodheid opgewek is, kan hy my in die hede kom ontmoet en my kom red van die oordeel wat kom. En dit is my hoop, dit is my troos. Maar vandag het ek en jy ook nodig om onsself weer te evalueer. Vandag sê dalk hier bevoorreg om te sê, ek het geloofsekerheid, ek weet, of ek lewe of ek doodgaan, ek is gereed om Jesus te ontmoet. Miskien is jy vandag hier en sê, ek is wel bekommerd oor my lewensmaat, of ek is bekommerd oor my kinders, of hulle werklik gered is, of hulle gereed is om Jesus te ontmoet. Ek is hier, wetende daar is onbelyde sonde of selfs onvergifnis wat nog tussen my en God staan, wat ek indringend moet aanspreek. Of vandag sê dalk hier wetende dat jy op geen manier gereed is om Jesus te ontmoet nie, en die oordeel in die gesig staar. Ek wil jou kom herinner aan die godsbeeld wat ons met hemelvaart vir mekaar gegee het. Jesus wat sit aan die regterhand van God waar hy regeer. En dan, as jy die res van die geloofsbelijdenis onthou, weet jy van waar hy sal terugkom om te oordeel oor die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Want dieselfde Jesus wat opgevaar het na die hemel en aan die regterhand van God sit, is dieselfde Jesus wat weer terugkom. En die uitnodiging is dan om in die lig van sy wederkoms nie langer 'n gevangene te wees van seer, mislukking, sonde of worsteling nie, maar die uitnodiging behels om dit te waag, om dit na God te bring en sê, Here, hier is ek. Ek wil my seer, my mislukking, my sonde kom bely en vra, Here, maak my verhouding met U heel. Ek glo dat U het met die kruisdood vir al my skuld en sonde betaal en dat met U met die dood vir altyd oorwin het. Vergeef asseblief al my sonde, maak my U kind, wederbaar my, gee aan my asseblief die ewige lewe, want ek wil gereed wees om U te ontmoet. Amen. En dit is dan jou gebed, maar jy vanaand kom sê, Here, hier is ek. Here, ek bely my sonde. Here, vergewe my. Here, neem my aan as U kind. Here, skenk aan my asseblief die ewige lewe.